Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Woensdag, die 8 April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 072-020-22615. Esegiel 11 vers 16 tot 21, wil ek graag vanmôre deel. Daarom sê, so spreek die Here, Here, omdat ek hulle ver weggedryf het onder die nasies, en omdat ek hulle verstrooi het in die lande, en ek vir hulle 'n kort rukkie 'n heiligdom geword het in die lande waar hulle gekom het. Daarom sê, so spreek die Here, Here, ek sal julle bymekaar maak uit die volke, en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en ek sal aan julle die land Israel gee. En hulle sal daarna toe kom, en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder. En ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aanloop, hulle wandel laat ek op hul hoof neerkom, spreek die Here, Here. Jy weet, gister voel ek baie bedroef, want ek weet, Trump het gesê hy gaan op 'n spesifieke tyd Iran se kragstasies gaan hy opblaas. Hulle moet die hek oopmaak op die see waar die skepe deurgaan met die olie. En ek weet baie mense is teen Trump, omdat hy doen wat hy doen. Maar ons verstaan nie regtig wat aangaan nie. Daar was 'n tyd in Israel, en met die volk Israel, nie met die land Israel nie, met die volk Israel. Jare, ek praat van duisende jare terug nou, toe hulle na die land, die beloofde land toe op pad was. En selfs in die begin daar toe hulle in die land Israel gewoon het. Moes hulle oorlog voer teen ander lande, ongoddelike lande, lande wat ander gode aanbid. Omdat God se doel is om ontslae te raak van ander gode. En is gruwelik om te weet dat so baie mense sterwe. Onskuldige kinders, onskuldige vrouens. Maar ons verstaan nie dat God het hierdie aarde geskape. God het die mens formeer met sy hande, sodat ons hom aanbid, sodat ons hom loof en prys. Want hy is ons God, hy is ons maker. En jy sien, hy het vir ons die vrye keuse gegee. En baie mense kies om ander gode te aanbid en om die God van hemel en aarde te verwerp. En God stel mense op in posisies, vir wie hy 'n hart gee van 'n leeu. Wanneer hulle sê hulle gaan iets doen, dan doen hulle dit, omdat dit hulle woord is. En Trump het gesê op 'n voorwaarde, maak oop die hek, en as julle die hek oopmaak, dan val ek julle nie aan nie, dan verwoes ek nie hierdie plekke nie. En ek was bedroef in my gees, want ek weet hy gaan dit doen as hulle nie luister nie. En die wêreld gaan hom aankla en sê, hoekom doen jy dit? Dis verkeerd. En ek hoor selfs Christene, gelowiges,
wat veronderstel is om die Bybel te ken. Hulle praat teen hom en sê, maar moenie daai plekke aanval nie. Maar jy sien, dis 'n ongoddelike land. En dit is nie vir ons om te oordeel nie. Dis nie vir ons om te sê wat is reg en wat is verkeerd, wat Trump doen nie. Want hy hou sy woord. En ek was ook bevrees gister, dat duisende mense sal sterwe, kinders. En ek was bedroefd in my gees. En ek het gebid. En ek was bekommerd. Want dit sal 'n slagveld wees, wat ons nog nie gesien het nie. En vanmôre toe ek wakker word toe kyk ek dadelik wat is die nuus. Want in ons tyd was dit min of meer 2 uur vanmôre wat dit moes plaasvind. En daar was 'n ooreenkoms gewees. En Trump het gesê hy gaan vir 2 weke terughou. En jy sien, dit het nie verander in 'n slagveld nie. En ek voel die Here het ons gebede gehoor, dat die Iraanse land 'n verandering begin toepas. Ons, soos ek sê, verstaan nie alles nie. Maar hierdie dinge is opgeskrywe in die Bybel dat dit gaan gebeur. Dis nie vir ons om te oordeel nie. Dis nie vir ons om te sê wie's reg en wie's verkeerd nie. Want God stel mense aan. Hy het Judas aangestel om te doen wat hy doen, omdat hy 'n dief was. Was hy gekies om Jesus te verraai. Omdat hy nie wou luister nie. Hy het kans gehad, hy het saam met Jesus gewandel, hy het saam met Jesus geloop, hy het gesien hoe gebeur die wonderwerke, maar nog steeds het hy gekies om die verkeerde pad te loop. Nog steeds het hy gekies om 'n verraaier te wees. Nog steeds het hy gekies, terwyl hy saam met Jesus gewandel het, om uit die beurs uit te steel. Jy sien, die woord sê vir ons, dinge gaan gebeur. En hier in Esegiel is daar belofte. Die Here het hulle verstrooi na lande toe. En in daai lande het hulle die Here gevind. En daarom sal die Here hulle bymekaar maak. Uit al die volke waarna toe hulle verstrooi was. En hy sal hulle weer versamel. En hy sal hulle een hart gee. En een nuwe gees in hulle binneste. En hy sal hulle hart van klip verander, dat dit weer vlees word. Dankie vir elkeen se gebed in hierdie sake van die wêreld. Maar ons weet dis op pad. Ek hoor baie mense praat van openbaring dit, openbaring daai. Ons is nog nie verby Openbaring 6 nie. Die 7 seels wat Jesus self oopmaak, moet eers gebeur. En wanneer dit gebeur, weet ons dis tyd. Jy sien, die eerste 4 seels is die 4 perde. En daarom sê ek vir jou, wees waaksaam. Sorg dat jy nie mislei word deur valse leringe nie. Sorg dat jou hart jou nie laat kwytraak oor dinge wat nie vir jou bedoel is nie. Maar wees gehoorsaam aan die woord van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie Here dat U in beheer is van alles op hierdie aarde. Ons verstaan nie alles nie, Here. Maar Vader, gee vir ons die gemoed om sterk te staan deur die dinge. Om op te staan in gebed en om ons harte vir U te gee. Om U te aanbid en om U te soek in waarheid en krag en heerlikheid. Tot in ewigheid. Want U is ons God. U is in beheer. En daarom aanbid ons U. Vader, en ek bid vir elkeen wat U verlaat het. Elkeen wat hulle rugge op U gedraai het. Wat luister na prosperity in plaas van U woord. Gee ons die krag, Here, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, moenie laat die wêreld jou mislei nie. Groete.